Hulle sê hoe meer goed verander, hoe meer bly hulle dieselfde, nee. Ons lyk my ons gaan nou weer begin skoffel. Hierdie gifspuitery kry nou einde. Ek praat hier met Jaco, nee. Nou ja, hulle is daar van Douglas Prieska se area af en skoffel tussen jou groente en koring het hulle al hierdie ding gebruik. Niks wat hulle spuit nie. Hulle skoffel met daai ding, maar check bietjie hierso, nee. Ja, kyk, nee. Daar gaan hy. As hy middelpunt. Daar gaan hy. 24 meter skoffel, nee. Hy gaan my vertel, hoe lyk hierdie ding? Wat doen hy? En hoe gebruik hulle om daar by hulle? Hoe werk hierdie besigheid? Jy moenie hierheen mis nie. Luister bietjie hierso. Jaco, hoe lyk dit? Haai, lekker en jy? Nee, wat doodstil rustig. Dis mooi. Okay, eerste ding, verduidelik my so vinnig. Julle is daar Prieska se kant toe. Verduidelik my net hoe lyk julle boerdery opset? Wat is die verskillende gewasse wat julle verbou? Hoe lyk die dinge? So, ons is organiese boere, hoofsaaklik in Prieska. Ons is nie net organies, konvensioneel ook. Ons het 'n organiese tak ingebring in 2017. Ons doen groente, wat alles 100% uitgevoer word. En ons doen pampoene, patats, butternuts en eie. En ek kan my pampoene, my eie en my butternuts met hierdie masjien se onkruid beheer. Want ek neem aan op die groente, nee, is dit 'n regte probleem dat jy nie, want daar's nie soveel gifwe wat geregistreer is nie. In Suid-Afrika is die groentemark ook betreklik klein wat hektare aanbetref. So die ouens doen ook nie soveel moeite om al die goed vir nuutste goed van oorsee af te kry om te registreer en alles nie. So jy sit altyd met 'n kop seer. Luister hierso. Hoe kry ek my onkruidbeheer? Nou, vertel my hoe werk die ding? Want al wat ek sien is, nê, is jy gaan my pampoenplantjies uithaal uit die grond uit. Dis al wat ek sien. So Choopie, omdat ons organies is, kan ek geen onkruiddoder gebruik nie en ek is totaal en al afhanklik van arbeid. En ek het so 2-3 jaar terug het ek 'n soort gelyke masjien in Suid-Afrika ingebring. Ons was in Holland gewees. Die kopers het aan mekaar gesê, kry vir julle 'n Cura, en ons het altyd gesê, ek gaan nie die ding oor my groente sit, ek gaan my groente seermaak, ek gaan nie daai kans vat nie. En ons was in Holland gewees, in Nederland, en ons het fisies gesien hoe hierdie ding oor pampoene hardloop, en op daai plek het ons die produk onmiddellik gekoop, ons die Cura vir ons laat invoer, en ja, nou sit 3 jaar later en nog nie 'n dag spuit nie. Nou, okay, vertel my 'n bietjie hoe werk. Wat is die beginsel agter hierdie ding? Want ek sien nou net, okay, hier sit klomp springs hier aan die bokant en dan is hier tuintjies. So hoe werk die storie? So hoe hy werk is, jy het 'n tuintjie aan die onderkant wat fisies hy gaan bo oor elke liewe plantjie. Hy is op 'n 28 mm spasiering tussen al die tuintjies op hierdie implement, en hy werk volgens druk van die springs. So hierdie is 'n ding wat jy binne in die trekker stel. Jy stel jou druk, hy het 'n klein spring aan die binnekant. Daar sou sien jy 'n klein spring met 'n lae tension, en dan begin jy oorgaan na 'n groot tension toe. Met 'n hard trek. Nou, jou tension word bepaal deur die tipe gewas wat jy het en die groei stadium van jou gewas. Nou, jy stel jou tension op daai sterkte waar hy net die gewas wat jy geplant het nie seermaak nie. So byvoorbeeld met pampoene, ek hardloop my pampoene, normaalweg het ek 'n diepte geplant van 2,5 cm, maar die Cura werk tussen 2 en 2,5 cm diep. Ek het my plantdiepte verander na 3 cm toe, en ons is bevoorreg om op besproeiing grond te wees. Ek werk my pampoenland voordat ek met 'n Cura begin. Werk ek my pampoenland diep en ek doen my grondvoorbereidings en ek sit die Cura in 'n week, 2 weke voor plant. Laat hy al die onkruidjies wat daar is reeds uithaal. Dan plant ek die dag en ek gee 'n swaar water, laat ek my saad kan inwas, dan wag ek 2 na 3 dae toe. Hy laat hy 'n mooi korsie aan die bokant gemaak het. Sodra hy die korsie aan die bokant gemaak het, sit ek my Cura in en ek werk op 'n Lana medium tension, lekker stadige spoed, laat hy net daai 2,5 cm diep kan werk. En hy haal al die onkruidjies wat sopas ontkiem het, haal hy uit die grond uit. Hy sit hulle bo, hy versteur daai boonste grondoppervlakte.
bo die pampoene en hy maak ook dat daar nie 'n kors is aan die bokant vir wanneer die pampoentjie deurdrin nie. Nou 'n pampoen ontkiem normaalweg in ons omgewing so 3 dae na plant en ek verkies om net voor ontkieming dit te doen sodat as ek die pit raak, laat ek nie sy ontkiemingsproses kan benadeel en die pit kan verloor nie. Ek hoor wat jy sê. En ja, dis my eerste bewerking, dan los ek hom tot my pampoenplant op trend op 'n 2 blaar stadium is, dat hy net lekker sterk is. Dan gee ek hom weer 'n keer water. Ek wag 2 dae, laat die onkruidjies lekker opkom en ek werk hom weer 'n keer. Nou die Kiora se ding is, hy haal nie onkruid uit die grond uit nie. Ja. Die Kiora werk die onkruid nog voordat hulle by die grond uitkom. As jou onkruid by die grond uit is jy eintlik reeds te laat. So timing is 100% die wenresep rondom. So jy moet hom kill voordat hy basies blare stoot, anders is jy klaar in die moeilikheid. 100%. As hy blare gestoot het, klein onkruidjies haal hy nog maklik uit, maar sodra jy onkruidjies te sterk begin raak, gaan jy sukkel. En dan, okay, jy sê jy het gebruik die ding op jou koring ook, nee. Nou, hoe daai besigheid gewerk? Dit is 'n stresvolle storie gewees. Yes, jy guts, nee. Ja, ons het begin en ons het besluit hoor hierso ons gaan hom in die koring sit. Ek het 'n streepie getrek en ek het net daar gestop en gesê hoor hierso ek is besig om nonsens aan te jaag. Ek het net daar gestop en ek het 'n week gewag. Ons het gekyk watter resultate dit opgelewer het en niks in my koring is dood nie. Ek het dit nie verstaan nie en ons het besluit hoor hierso kom ons doen 'n groter stukkie. Ek het weer daai selfe spulpunt gevat, 'n groter stukkie gedoen en ek het eers gestop. Nie die hele land gewerk nie as gevolg van die feit dat ek het gedink ons verniel ons koring en ons gaan op die einde van die dag moet oorplant en na daai land, gelukkig is dit 'n land wat vroeg geplant was. Na daai land het ons besef hoor hierso ons het geensins enigiets in die koring gedoen nie en ek het die res van die boerdery alles met die Kiora gewerk en ons het ons onkruidbespuiting heeltemal uitgesny. Dis dan seker lekker om reg te wees vir 'n slag, nê? Dis lekker, dis moeilik, maar dis lekker. As jy net daai reg op die mielieprys elke keer kan slaan, nê? Ja, verseker. Ja. Ekskuus, as ek nou byvoorbeeld koring werk, sal ek hom voordat ek plant, doen ek 'n grondbewerking en sodra die koring om en by 'n vierhoutjie boksie se hoogte is, dan kom ek vir die eerste keer in nadat die koring reeds staan. Dan is dit baie belangrik om so stadig as moontlik, so hoë as moontlik tension te hê. Nou, as ek praat van tension, gaan dit oor fisies die druk wat die sprien op die tandjie sit. Yes. Dit word binne in die trekker gestel. So daai pype wat daar is basically rol ja, okay, daar so sien ek nou daarso. Hy rol hom stywer daar met die hydraulics. Dis reg, ja. Okay, en dan hierdie goeters hy's dan nou onder tension hierso wat hy basies deurhardloop. Okay. Dis reg, ja. Nou hoe jy jou tension bepaal, selfs met die pampoene ook is, jy stel hom so sterk as moontlik tot jy jou eerste plantjie uithaal. Dan stel jy hom klein bietjie terug en dan weet jy dat die gewas wat jy geplant het word altyd beskerm. Jy wil jou tension altyd so swaar as moontlik en net voordat jy die gewas wat jy geplant het seermaak. Het sê dit eie is, kool, hulle gebruik dit vir pampoene, ons het vir butternuts gebruik, vir koring, vir mielies, vir bone en ja, daarso is hulle gebruik vir blaarslaaie tot. Nou, okay. As ek net op koring gaan werk, nee, kyk koring se insetkoste is mos nou nie so hoog ook wat gif en goeders aanbetref nie. Maar dink jy dis seker afhangende van jou hektare nou nie hierdie 24 meter masjien nie, maar dink jy so 'n masjien is die moeite werd om op koring deur te druk net uit jou besparings uit wat jy gaan kry van jou gewone gif? 100%. Almal weet gifrekening is een van die duurste rekeninge wat jy het. Daar's mos altyd die gifmanne is altyd die manne wat lekker smile aan die einde van die maand. Dis waar. Ons sê die gifmanne is die manne wat die nuwe bakkies ry, né? Ja. En die vliegtuie. Ja, die kuns ouens sukkel so 'n bietjie. Dis hulle moet volume stoot. Ja, nee, verseker. So as jy jou gifrekening kan sny, so is die masjien wat jy nodig het vir dit en sizes wat ons kry? Jy kry hom van 'n 6 meter tot hierdie 24 meter wat hier so staan. Hierdie 24 meter werk nie in crop rows nie. Ja. So tussen die 6 meter en die 15 meter is die wiele adjustable
Jy kan die wiele rondskuif presies in die rytjie wat jy wil hê. So vir groente is dit 'n moet. Jy wil presies in die rytjies bly. Hierdie het ongelukkig vaste wiele. Hierdie ene is nou spesifiek vir koring ingebring. Ja. Hy gaan slegs koring werk. En ja, jy kry klomp add-ons. Jy kan jou wiele wat jy kry as jy die agri wiele wat baie minder druk op die grond sit. So dit is 'n wonderlike toevoeging tot hierdie produk. En agter die wiele sal jy sien is ook tandjies. Die tandjies wat agter die wiele is, help om daai bietjie kompaksie wat die wielietjie weer gemaak het, help hy om net weer daai grond los te maak, want elke kompaksie wat daar is 'n plek vir die onkruid om weer deur te groei. Onkruid is die goed wat die lekkerste groei sodra hulle net bietjie druk in het. En jy wil juist daai druk in wegvat. So jy die besigheid vir iemand kan aanbeveel. 100%. Ek het die eerste ek en 'n ander boer het die eerstes in Suid-Afrika ingebring en tans is daar 5 wat in Prieska loop. Uitstekend. En dis nog net in die omgewing waar ons hom ingebring het omdat dit 'n baie nuwe produk is. Ons het nog nie ver versprei rondom die produkkie, dis hoekom ons vir Hors ingebring het en hiervan af gaan Hors dit vir ons verder vat en almal gelukkige boere maak. Daai klink vir my uitstekend. Jaco, dankie baie. Right, so, jy hoef nie meer te worry dan oor daai gifrekening wat deur die dak gaan nie. Want jy sort vir hom uit op die ou manier, nee, nuwe ou manier. Kort en nie lank is, jy skof op pappa. Nee. Okay, right, as jy belangstel, linkie bo vir onder, dan kan jy met Hors in kontak kom en dan kan hulle jou uitsort met lag die wydste masjien op Nampo 2025. En dan praat ek nie van 'n spreier se boom nie, want dit tel nie. Dis nie van Vals Spys af, tot volgende keer. Groete.